Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by die gemeente van Philadelphia. 'n Baie besondere gemeente wat die Here gekomplimenteer het en die Here eintlik 'n goeie woord van opbouing en bemoediging aan hierdie gemeente deurgegee het. Ek het hier gesê daar's 5 gemeentes gewees. 2 van hulle het eintlik hierdie komplimente van die Here ontvang, waarvan 5 vermaaning ontvang het. En die gebed van my hart is dat ons ook vanmôre uit hierdie besondere gemeente kosbare waarhede sal leer, dat dit ons sal opbou in die allerheiligste geloof en ons sal oproep tot nuwe toewyding aan die koning van die konings. Baie interessant is, hierdie gemeente Philadelphia was 'n klein gemeente, maar 'n kragtige gemeente. Luister, die Here kyk nie na getalle nie. Ons is vandag so gefassineer deur kerke wat 10 en 15.000 mense het, of 3.000 of 800 mense, en ons dink, wow, daar werk die gees van God. Luister, deur die eeue was die gemeentes van die Here klein gewees, maar kragtig. Die gemeentes was klein, maar toegewyd. Die gemeentes was klein, maar hulle was volwasse in die woord van die Here. En dit gaan nie, vriende, oor die hoeveelheid mense nie, dit gaan oor, is hierdie mense wat teenwoordig is, lief vir die Here en wandel hulle in die krag van die Heilige Gees. En dit was hoe die gemeente van Philadelphia was. En kom ons kyk bietjie vanmôre wat die Here vir hulle wil sê. En mag dit vir my en vir jou tot 'n oproep dien, en mag dit ons bemoedig en mag dit ons aanvuur om ons allerbeste vir die Here te gee, ons allerhoogste. Die Here sê en skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia, dit sê die heilige en waaragtige, wat die siel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Ek gee die sinagoge van Satan, en jy kan die gedeelte op die eie tyd gaan lees. Ek gaan nie alles vir u sê wat hier staan nie, maar die hele gedagte wat hier na vore kom, die Here sê jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Ag vriende, as die Here net so getuienis oor Berea Christen gemeente kan gee, sal my hart opspring van vreugde en blydskap. Ons het min krag, met ander woorde, ons is nie groot in getalle nie, maar ons het die woord bewaar en ons het nie sy naam verloon nie. En ag vriende, daar's baie min kerke wat dit nog vandag kan sê. Ek dank die Here, ek eer hom vir die getroue kerke, ek eer die Here vir die kerke wat lief is vir die Here en toegewyd is aan hom. Maar daar's baie min kerke wat vandag hierdie getuienis kan dra, en mag u en ek vir die Here vra dat ons ook so gemeente sal wees. So die eerste bemoedigende en verblydende aankondiging wat hierdie predikant gekry het, was eenvoudig geweest, vriende, dat hierdie gemeente 'n gemeente was wat, alhoewel hulle klein was, hulle nie laat afskrik het deur die druk van die wêreld en deur die sonde wat van die wêreld se kant na die kerk toe gekom het nie. Vriende, hierdie gemeente het gestaan in die krag van die Heilige Gees. Dink mooi by jouself. In die Ou Testament lees ons van Abraham, Isak en Jakob, enkelinge wat die Here gedien het. In die Nuwe Testament die 12 disippels wat die Here gekies het, en deur hulle wonderlike toewyding in die krag van die Heilige Gees hulle die wêreld vir die Here bereik. Pinksterdag was daar maar 120 in die bovertrek gewees. So getalle beïndruk die Here nie. Ek sê altyd, God tel nie, hy weeg. En daarom is het belangrik om te sien dat hierdie gemeente, alhoewel hulle klein was, kragtig was. Hulle het God se woord bewaar. Baie eenvoudig. Die Here sê vir ons in Johannes 14:21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Ons lees dit oor en oor en oor in die Bybel. Vriende, 'n kerk of 'n gemeente wat nie baie van die woord van die Here maak nie, kan verseker nie kerk van die Here genoem word nie. So 'n kerk of gemeente het eintlik geen rede vir voortbestaan nie. Daarom sien ons dat baie gemeentes aan die gang gehou word deur allerlei programme en vermaak en allerlei dingetjies wat hulle doen om te probeer kerk wees, terwyl die krag van die kerk lê in die waarheid van God se woord, wat deur sy gees ons inspireer om sy werk te doen. Vriende, die Bybel sê dat die Here se naam nie verloon nie. Dit was nie mense wat vandag die Here gedien het en môre die Here nie gedien het nie. Dis nie mense wat elke nou en dan kwaad is vir die Here omdat die Here iets oor hulle lewe toegelaat het nie, maar as mense wat die Here gedien het, Sondag tot Sondag, elke dag van die week, die Here geëer het met hulle lewe en met hulle optrede. Vriende, hierdie mense was getrou aan die Here, al was die stryd hoe vel, want as u gaan lees, het die gemeente van Philadelphia deur geweldig baie lyding en stryd gegaan. Vriende, dit is baie belangrik om te sien, dat hierdie gemeente ook aangemoedig word om te volhard, want het ek vir u gesê in die reeks wat ons uit Genesis bring, dat ons kan baie keer goed begin, soos Isak van ouds en sleg eindig.
Saul het goed begin en hy het sleg geëindig. Samson het goed begin en hy het sleg geëindig. En ek kry hierdie vermaning male sonder taal, en hier kom die Here en hy bemoedig hierdie gemeente. Hy sê, julle is besig om my werk te doen op 'n manier wat my welbehaaglik is, maar ek wil julle aanmoedig om te volhard. Moenie laks raak nie. Vriende, daar is so baie dinge wat ons aandag van die Here wegtrek, maar mag die Here genade gee, dat ons nie met kwaai vuur begin in ons binneste en moet ywer en entoesiasme, en dan met tyd kwyn dit, en ons is eintlik maar 'n klad op die naam van die Here, in plaas van 'n krag in die naam van die Here. Die Here sê vir hulle, deur hulle getrouheid sal daar bekerings plaasvind. Luister vriende, die Here voeg daagliks by die gemeente die wat gered is. Die Here red mense, en mag ek elke dag 'n getuie wees by die werk, by die skool, daar in ons woongebied, mag ons mense nooi. Ek sê dikwels vir mense, moenie met 'n leë kar by die kerk aankom nie. Bring mense om die evangelie te kom hoor. Verkondig die evangelie in jou familie, jou vriende, daar die karwag, mense met wie jy besigheid doen. Vriende, verkondig die evangelie, want bekering sal plaasvind, omdat ons dit doen in die naam van die Here. En dis ook baie belangrik dat ons sal sien, die Here sal ons deur die stryd dra. Daar gaan aanvegtinge van binne en buite kom. 'n Gemeente sonder probleme is nie 'n gemeente van Christus nie. Gemeentes het altyd die aanvalle van binne en van buite. Reg deur die Bybel beleef ons dit. Ons is nie uniek nie. Ons is ook net 'n gemeente van die Here. Kom ons, vra die Here, Here, wanneer die stryd kom, hou ons staande, standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Ag, die Here sê vir hulle, hou vas wat julle het. Met ander woorde, hou vas aan hierdie waarheid tot die dag dat julle my sal sien in my heerlikheid. Die Here sê vir ons, wees nugter en waaksaam, 1 Petrus 5 vers 8, want julle teestander die duiwel loop rond so 'n brullende leeu en soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Ag vriende, die heerlike vooruitsig wat hierdie gemeente ontvang het, is dat hulle 'n pilaar in die tempel van God sal wees. Eenvoudig weer eens die gedagte dat ons vir ewig by die Here in sy heerlikheid sal wees. Dit hy op 'n ereplek, 'n besondere plek in God se koninkryk. En ag vriende, watter heerlike vooruitsig om te weet ons sal vir ewig by die Here in sy heerlikheid wees. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Luister, die werke wat ons doen is 'n uitvloeisel van die reddende werk van die Here in ons siele. Die Here red ons, hy verander ons harte, die direkte uitvloeisel is om dan toegewyd aan die Here te wees. Ons is gekoppel aan die bron van waarheid, deur die krag van die Heilige Gees. En vriende, deur die waarheid van God se woord, word ons gevoed en word ons versterk met krag uit die hoogte om te doen en gemeente te wees soos die Here dit van ons vra. Mag ons genade vind om ook uit hierdie gemeente te leer. Ons hoef nie groot te wees om vir die Here iets te beteken nie. Ons hoef nie 'n besige program te hê om vir die Here iets te beteken nie. Ons hoef nie te skarrel en allerhande dingetjies te doen om besig te lyk om vir die Here iets te beteken nie. Daar waar die Here my plaas, moet ek sout van die aarde, lig vir die wêreld wees. Ek moet die waarheid van die woord lief hê, en in hierdie krag moet ek die werk van die Here doen. Ek moet ywerig wees om mense na die waarheid te trek, te nooi, al moet ek moeite doen om hulle aan te ry. Mag die Here ons genade gee, sodat ons gemeente sal groei in die krag van die Heilige Gees, en sou God dit goed dink in getalle, om hom dan te verheerlik en welbehaaglik te wees. Vriende, mag ons genade vind, want die uiteinde is baie beter as dit wat ons nou beleef. Hierdie sal ons slegste lewe wees as kinders van die Here. Die heerlikheid lê voor, waar ons hom sal sien en die mooiste van hom sal ontvang. Vriende, groete vir u, staan sterk, wees ywerig, toegewyd aan die Here, want die beloning, sê die Bybel vir ons, is 'n ewige beloning. Mooi dagie vir u verder, Tara.